dit is regtig oukei om bang te wees, om onseker te wees en om nie te weet hoe gaan jy alles doen nie. Hallo julle, dit is Simonai Shwala van Shink Publishing en julle is nou by Mama Praat. So ek het oor die afgelope paar weke vreeslike klomp vrae oor hierdie een topik gehad en ek het besef dat dit is definitief iets wat vir my ook 'n baie groot concern was, wat my baie laat twyfel het of doen ons die regte ding. En dit is oor 'n tweede kind. So ek het nog altyd hierdie droom en passie in my gehad om 'n hele huis vol kinders te hê. Ek het altyd met my man gespot, ek wil sommer 40 kinders hê, ek wil net soos omring wees met kinders. Nee, ek wil nie 'n kleuterskooljuffrou word nie, daai sal my mal maak. Respek vir die kleuterskooljuffrouens, ek sal dit nie kan doen nie. Die dag toe ek uitvind ons verwag 'n tweede kind, was ons so opgewonde en ons grootste doel was om ons oudste seentjie betrokke en deel daarvan te maak. Nou die hele proses, die 9 maande het goed afgeloop, behalwe vir die feit dat ek maar moeilike swangerskappe gehad het, glad nie lekker gevoel het nie, het dit regtig great gegaan. Hy was so aanvaarbaar, so oop vir die hele idee, so mooi verstaan en saam met ons opgewonde. Laat ek later begin skuldig voel het, omdat hy so oop en aanvaarbaar is. Het ek gedink, hy is so oop daarvoor, maar weet hy regtig waarvoor hy homself inlaat? Het ons nie 'n fout gemaak nie? Is dit nie 'n probleem nie? Gaan ons nie skade maak nie? Hoe gaan ek tyd kry vir hom? Hoe gaan ek alles kan juggle? Wat gaan ek doen aan my oudste kind? Nou, ons is nou al seker omtrent so amper 7 maande, ouers van 2, en ek moet vir julle sê, dit was regtig fyn geweest. Dit was wel vir my baie belangrik dat ek het op 'n punt gekom waar ek regtig opgehou het om inligting in te samel oor hoe om dit te hanteer, wat om te doen. Dit maak later mense kop heeltemal. Ek het besluit na wie kyk ek op as rolmodel ouers, na wie streef ek, wie se raad wil ek kry en ek het daarby gebly. Ek het die ander goeters laat inkom by my ore en laat uitgaan by die ander kant, want anders dan maak jy jou kop so vol inligting met goeters wat dalk glad nie gebeur nie. Daar's so baie ou mens stories van afknou en verwerping en afskeep en ek dink nie dit is altyd nodig dat dit hoef daar te wees nie. Ek dink nie daar hoef jaloesie te wees as daar 'n nuwe kind is nie. Ja, daar is dinge wat verander. Ons moet besef het dat daar so is tye wat ons al 4 goeders moet saam doen, maar dan is daar ook tye wat pappa goeders moet saam met die kinders doen, apart en saam, as ook mamma. Goedjies wat ons baie gehelp het in hierdie hele oorskakelingsfase, was om ons seentjie deel daarvan te maak. Dit was ons hoogste prioriteit, dwars deur die swangerskap, dwars deur die geboorte, dwars deur die bekendstelling na die tyd en asook die roetine toe ons by die huis kom. Laat hy so ver as moontlik steeds in sy roetine is, in sy eie bed, in sy eie kamer, met sy eie tye. En laat Sissa of Boeta eerder by daai roetine inval. Nou, meeste van newborn babas, dit was nie in ons geval so met my seentjie nie, maar met ons dogtertjie was dit, slaap baie. So tydens daai eerste fase, wat julle by die huis kom en aanpas, slaap Sissa of Boeta gelukkig meeste van die, en kan julle nog steeds daai onverdeelde aandag aan julle oudste kind gee. So, teen die tyd wat hy gewoond is aan die nuwe idee van 'n nuwe sussie of boetie in die huis, is dit klaar gevestig dat hy word nie verwerp nie, hy word nie inkant toe gestoot. 'n Belangrike ding wat ek ook besef het, omdat mens reeds deur 'n eerste baba is, voel mens nie meer so onkundig nie. So mens besef dat as die nuwe babietjie huil, dit nie die einde van die wêreld is nie. Waar in die eerste geval met ons oudste seentjie het ek gevoel ek kan nie eers badkamer toe gaan nie, want hierdie nuwe baba in die huis. Nou dit is daarom nie meer die geval met die tweede ene nie. Besef 'n mens dat alles gaan eintlik oukei wees. En in die tweede geval was dit so lekker om 'n klein helpertjie in die huis te hê. Dit is so lekker om vir hom te kan vra, gooi gou Sissa se doek weg, of gee gou 'n dummy aan, of gaan haal gou die spoeg toe. Dit help nogals in die huis. So dit maak dit ook baie gemakliker. Dit maak dit ook vir Boeta of Sissa deel voel van die hele proses. So verlig dit eintlik outomaties maar jou werk ook. So in my blog Dinsdag het ek 'n paar praktiese goedjies neergeskryf wat julle op ons webwerf kan kry, www.shink.co.za. Julle kan net gaan kyk onder blogs en dit sal wees tweede kinders. Is al 'n klomp praktiese goedjies wat ons gedoen het vir die voorbereiding van ons tweede kind.
Dan wil ek net vir julle sê, dit is regtig okay om bang te wees, om onseker te wees en om nie te weet hoe gaan jy alles doen nie. Probeer om dit nie te overthink nie. Probeer om dit eerder te embrace en te geniet en te verstaan dat dit is okay as dit nie alles okay voel nie. Daar is daar nou nog wat ek voel ek wil weghardloop, maar ek moet vir julle sê die lekker oorskry die sleg en die aftye totaal en al. En daai cliché ding wat almal sê van jou hart se liefde word nie verdeel nie, jy kry net meer daarvan, dit is so waar. Dit is regtig een van die waarste goed wat ek gehoor het al. Dit is iets wat soos nog groter liefde, die eerste keer toe jy 'n kind kry, toe besef jy, ouma sal, hoe kan ek so lief wees vir een mens? Nou gaan jy so voel vir 2 mense. Dit is wonderlik, dit is regtig lekker en dit is nie iets om oor te worry nie. 'n Groot ding wat ek besef het in hierdie tyd is, mense, kinders is gemaak om aan te pas en hulle kan aanpas en kinders is soveel meer aanpasbaar as wat ons dink. Dit is vir my nou een van die lekkerste dinge om terug te staan of uit 'n vertrek uit te staan en te sien hoe Boeta en Sis saam met mekaar speel, hoe hulle interaktief is met mekaar en hoe hulle lief is vir mekaar. Ek dink nie daar is 'n lekkerder gevoel as dit nie. Dit is so 'n mooi ding om te kan sien wat gebeur. En dit is vir my so belangrik dat ons dit vir hulle koester vir die res van hulle lewens, dat hulle verstaan wat 'n spesiale band hulle met mekaar het. So, comment bietjie vir ons oor nog topics waaroor julle sal wil gesels. Dit is so lekker om hieroor te gesels en julle insette te hoor en nog gesprekspunte te kry. Gaan like Mama Praat op Facebook en op Instagram. En gaan like Shink Publishing op Facebook en op Instagram. Ons het ook 'n YouTube kanaal, Shink Publishing, waarop al hierdie video's is. Daar's al 'n hele klomp video's wat julle graag kan gaan kyk, asook wat nog elke week Vrydae sal uitkom. Geniet dit en laat weet ons waaroor moet ons nog gesels. Die blogartikels kom altyd die Dinsdag voor die tyd uit en julle is welkom om te gaan lees. Daar's praktiese voorbeelde, daar's bietjie meer uitgebrei oor julle ervaring wat ons gehad het en dit is beskikbaar by www.shink.co.za vorentoe streepie, ek weet nie wat mense dit /blog. Gaan lees dit gerus.